Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur onder op die knoppie te klik, asook op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. En kyk gerus ook na ons boeke hier onder op die boekwinkel. Kersfees kom aan en daar's ook afslagte beskikbaar en so meer. En ja, ek wil een of ander tyd ook weer net oor 'n boek praat. Ek weet almal hou nie daarvan nie, maar ek gaan binnekort 'n hele episode aan 'n boek afstaan, maar nie vandag nie. Vandag gesels ek met meneer Robert Duigen. Hy's ook 'n aktivis, navorser, 'n politieke denker, noem hom wat jy wil. Hy's ook aktief op X. En hy het ook sy eie webblad, iets oor Cape Independence of iets. Is dit nie? Ja, ja, it's the Cape Independent. So nee, ek doen 'n klein kraaitjie. Um so ek deesdae doen ek minder van die alledaagse nuus en meer van die soort van denkstukke en ons het nou 'n paar 'n aktivistiese streek ook. So ons doen 'n paar dinge waarop ons fokus waar ons dink okay, maar hierdie is eintlik iets belangrik waar mense in die gemeenskap nou 'n bietjie van 'n verandering kan maak, dan kyk ons daarna. Goed, goed, maar Um, nou die ja. onderwerp, ek dink daar's 'n klomp onderwerpe waar ons kan praat. Ons het 'n baie interessante Nederlandse boek genoem waaroor ons kan praat, maar ons gaan nie vandag oor boeke Oh, praat nie. dis eintlik 'n Belgiese boek. 'n Dis Belgiese boek, ja, maar in sagte Nederland. Okay. vernieling. Ja, Nee, maar ek het net dit opgebring omdat daar was wat was dit? Dit was want okay, die woord luik is nou 'n soort van die ja, Nederlandse woord vir cool, soort ja, van. ja, ja. En maar dit het uitgekom in op 'n sekere stadium was dit net soort van 'n Randstad Nederlandse ding. En in hierdie boek sê hy kom teen hierdie vroutjie af en sy's 'n aristokraat en alles. En hierdie die hoofkarakter is een van die hy's 'n werker in O, Gent, jy weet. okay, 'n maar ons Jong gaan nog werker op in 'n Gent. stadium daaroor praat. Dit gaan baie Maar interessant hy wees, kom maar agter hy kom teen hierdie woord en hy's soort van verbaas dat sy hierdie Nederlandse woordjies gebruik. Jy weet, o, is dit? dis Ja, van o, okay. Amsterdam. Okay. Hoekom praat sy Maar nou so, gaan jy ons weet. praat Dit was die vandag en enigste dit ding. is iets Mm. met baie politieke implikasies uiteraard. Mm. Is daar 'n gemeenskaplike Afrikaans-Engelse kultuur in Suid-Afrika? Nou, ek is op die oomblik besig om ek het nou net begin daar en ek het 'n tweedehandse boek gekoop. Hertzog en Smits en die Britse Ryk. Ja, Ja, deur GD Scholz. Scholz. Ja, Okay. en dit Mr. is Man absoluut himself. fascinerend. Dus dit oortref eintlik my stoutste verwagtinge, maar ons gaan ook nie nou daaroor praat nie. Dit sal vir 'n ander keer wees. Um Ja, nee. ja, Interessant. Daar is 'n interessante tyd om na te kyk vir baie redes. En ek sou sê wat die Hertzog gedoen het voordat hy mag geproe het. Ek dink um sy sy ideologiese tendense was interessant want daai ding waar okay, nee, die vyand is hierdie Britse kapitaal en so ons kan bietjie na die Bolsjewiks kyk, ons kan bietjie na die Nazis kyk, ons kan bietjie na hierdie een daar ja, maar in um hierdie kyk boek om in dit dit ja, verduidelik, dis daai maar soort ding goed, wat hierdie ek is het 'n hele interessant vind. onderwerp, maar ek sal net dit noem dat in hierdie boek aan die begin wys GD Scholz uit dat uiteindelik het Hertzog sy soort van weerstand in die Britse ryk oorkom omdat hy so 'n groot aanhanger van Spengler was, dat hy gedink het die westerse beskawing is besig om onder te gaan en ons enigste hoop om te oorleef is om saam met die Britse ryk te werk. Want die Oh, you're beskawing, die kidding westerse me. Oh, beskawing dis was so besig om onder te gaan. En oh, as ook die demokrasie, nee. Hertzog het Ek het nie heeltemal. dit agtergekom nie want ek het nie Maar dan fyn moet na jy hierdie ding lees, ja. maar ons kan op 'n stadium daaroor gesels. Jy weet, Hertzog was eintlik oortuig daarvan dat demokrasie as sodanig in die weste het misluk en die volgende fase gaan diktatuur wees. En in daardie omstandighede moes ons uh jy weet saamwerk met die Britse ryk want dit sou ons kon beskerm teen hierdie soort verval en chaos Maar wat daar ek sou dink hy intree.
Hy hier het in dit die onderste 30er bo. jare. Ek dink hy het dit onderste bo. Want hy's bang vir die diktatuur, want hy sien hierdie Spenglerian soort van, oh, Ja, here we go, Caesarism, and then this is the ja, end. presies, ja. Maar jy kan ook in dieselfde rigting as Zimbabwe gaan. En mense dink Zimbabwe, okay, maar dis diktatuur. Maar eintlik as jy nou na dit kyk, dis steeds demokrasie wat die beskawing onder jy weet neergelê het. En kyk, Mugabe het vir die mense gegee wat hulle wou hê. Mm. Hy Maar was maar goed, populêr. Endler sê Dit was nie 'n die tirannie nie. gedagte en Herzog sinne ook is dat demokrasie juis die ondergang veroorsaak omdat dit die massa mens is wat uiteindelik Ja, dis waar. die massa Dis waar. mens in 'n stad wat eintlik die oorheersende tipe word Maar en die ding is dit is onvermydelik. Dis onvermydelik. En die idee dat okay, ja nee, ons gaan nou dit groter maak. Ons gaan hierdie wêreldstelsel demokrasie insluit. Okay? Want okay, kyk nou Smith se filosofie. So hy het ja, hierdie hele ding waar hy het jy ooit daai ding van the system of German idealism, that whole sort of die hele punt van German idealism onder Hegel, dis om 'n sintetiese en dinamiese uh model en teorie te maak van hoe die gees en die kuns en die politiek en die wetenskap alles by is saam by einkom. ja, goed. Okay. Maar En okay, dit is vandag ideaal, wil maar ek nou vra, Smuts, ja. Ja. kan die Engelse wel hulle het voorheen in die vroeë 20ste eeu gepraat van die twee verskillende rasse in Suid-Afrika. Dis die Britse ras en die Nederlandse Afrikaanse ras. Kan hulle by mekaar uitkom? Kan hulle 'n wêreldgees of 'n integrasie of 'n Nee. afhebung beleef? Nou, nee, Want ek dit het gaan ook nie vir een jou of die genoem ander in wees. Foster se tyd. Wel, John Foster het die ongekende prestasie behaal dat in 1978 die 80% van die blanke bevolking vir hom gestem. En toe het hy Ek gesê hy dink het 'n mandaat om in die buiteland te onderhandel oor blanke oorlewing in Suid-Afrika en wat ook al. Maar daar was 'n ongekende soort politieke eenheid wat die taalgrens in Suid-Afrika oorskry het. En jy weet en ek weet nie dit lyk vir my 'n klomp Afrikaners veral nou onder dat die ANC so Engels op ons afdwing. Baie van hulle is ook sulke halwe tussenin mense, jy weet hulle gebruik ook hier en daar 'n Engelse woord en hulle voel oh, nie regtig, jy weet soos die stoere Afrikaners van ouds nie. Jy weet iemand soos G.D. Skols byvoorbeeld. Hy was 'n stoere Afrikaner. Hy het nooit enigiets in Engels gepubliseer nie en hy het geveg vir die vryheid van die Afrikaner volk. Jy weet dit was G.D. Skols. Maar daai en dan aan die ander kant vanweer die ANC soort druk op die blankes in die land. Ek dink ons kan maar daarvan praat met herstellende aksie en jy weet die 144 rassewette waarvan Afriforum en Solidariteit praat. Dink ek is daar ook 'n ander beweging van baie blanke Engelssprekers wat graag aansluiting wil vind soos in die verlede, soos onder Foster om 'n soort van 'n gemeenskaplike maar ek etniese blok te vorm of sien jy nie so iets nie? nee, maar ek moet eintlik 'n bietjie teenspreek ook. As jy kyk na die syfers vir daai verkiesing, dit was okay, so jy het van die populêre stem, okay? Jy het 65% van die stem het vir die nasionale party gegaan. Maar Mhm. dan het jy 29% het vir die New Republic en die Progressive party gegaan. Okay? En dan 6% vir die res. En ek sou sê, okay, maar wat sê dit? Okay, Afrikaans en Engels het altyd vir 100 jare is dit 'n 60-40 Mm, mm. onderdeling. Okay? En dit lyk vir my asof jy byna die hele Afrikaanse bevolking agter die nasionale party en dan soort van 10% van die Engelse bevolking daar aangesluit het en die res het vir die tradisionele Engelse liberale party gestem. Partye gestem.
En vir my, um I mean dis net 'n skatting. Dit kan ook wees dat daar bietjie meer soort van verkruising van daai grens gewees het, maar volgens my en as ek kyk na hoe mense deesdae stem, is dit dieselfde. I mean, kyk, ons het maar dit hang af wat die grootste politieke vraag is. As die vraag is oor die landonteeneming en diskriminasie en al die goedjies BEE dan is dit minderhede val onder die DA en vriende en die meerderheid val onder ANC, MK, EFF. En Okay, as jy net kyk as net en so wat ek wil sê hierso hmm, van Engels en Afrikaans is hoe ver ons oor die weg kan kom is dis dit is 'n produk van wat eintlik die probleem in die beskawing is wat voor ons lê. Ek ek dink nie dis realisties om te dink dat die Engelse gaan almal Afrikaans word of die Afrikaners gaan almal Engels word. Daar is mense wat oor daai grens kruis en ek dink ehm o, dit hang af 'n groot deel en daar sal altyd Engelse mense wees wat sê okay nee maar ek voel bietjie meer met die Afrikaners al kan ek nie in my lewenstyd 'n Afrikaner word nie. Daar's 'n ding van okay ek verstaan ons het dieselfde vraagstuk en dieselfde kulture tendense is daar en dit. Maar vir sekere Engelsmense is hulle is so ver weg van wat die Afrikaner is in hulle natuur en hulle kulturele agtergrond dat selfs as hulle 'n neiging het om te sê okay die Afrikaner is nie so sleg nie dan is hy soort van ja maar hy is tog 'n ander man en dit okay. is Okay, kan ek jy jou weet net so dit korrigeer op daai hulle is verkiesing? Ek het verskillende nou vraagstukke ja, is die ek politiek het nou teenoor die kultuur ek het nou die ja ding dis wat ek wou sê hier oop op Wikipedia hmm. en Foster, ek weet nie of dit nou die Hmm. stemme as sodanig is nie, maar van die setels Hmm. het Foster Oh right 84,8% 85% by benadering van die setels gekry. De Villiers Graaf 9% en die progressiewes hmm. 5,8% of sê maar naby aan Ja ja 6%. So, jy weet daar het jy gehad is ongelooflike uitslag ja ja van en dit was 2 jaar na die 1976 onluste in Soweto of wat ek al wat vir jou hmm. aangetoon het dat omtrent al die sogenaamde blanke bevolking van destyds Hmm. wou agter die nasionale party hulle self skaar en binne Ja, anderhalf dekade daarna was die ANC aan bewind. Dit is ongelooflik. Maar goed, ons gaan nie nou spesifiek daarop ingaan nie, maar dit lyk net vir my asof jy weet in hierdie soort ons verkeer in 'n soort van mm, 'n smeltkroes tans. Jy weet in 'n klomp mense immigreer of wil immigreer en uiteindelik dit wat oorbly gaan 'n soort iemand, jy weet dit gaan nie die harde plaaslike mense wees wat oorbly, wat bereid sal wees om nog die stryd te midde van al hierdie ongunstige faktore in die land te stry. Of sê jy nie so dink nie. Miskien kyk jy anders daarvan vanuit die Wes-Kaap, maar in die Transvaal, die Vrystaat, jy weet, voel dit 'n bietjie so. Ons is so half onder beleg. ja, maar ek dink die noordelike perspektief op hierdie kwessies is 'n bietjie meer akkuraat, maar dit sal ek sê, ek weet nie of dit baie goed is vir mense psigologiese toestand om so te lewe vir baie lank nie, want ek kyk, ek gaan nou iets 'n bietjie onbeskof sê oor die lieflike mense by die Vryheidsfront Plus, maar Mm, mm, al is daar mense wat ek ken wat goeie mense is in die noordelike
takke van die party. En my ervaring van die party is die mense in die Kaap is meer eerlik en meer ernstig oor die taak wat voor hulle is en dan word hulle verkramp deur die noordelike leierskap. Hmm. Dit was my ervaring tussen in die party is dat jy weet hulle wil iets doen, hulle wil die DA aanvat vir wat hulle doen hier en hier en hier. Die mense in die noorde wil net jy weet ek weet nie wat hulle wil bereik nie, maar dit was my agterkom is daar sit van 'n pessimisme wat mense opeet. En jy voel dit ook in jouself as jy pessimisties raak of nee, pessimisties is nie die regte woord nie. Negatief, as jy negatief is. Ja. Want as jy negatief oor die moontlike uitkomste, dan aanvaar jy toestande wat jy moet nie. En ek dink dit is wat gebeur het byvoorbeeld met die party nou aan die RNE en hulle dink okay, maar ons kan niks behaal nie, so ten minste kan ons 'n stemmetjie by die tafel hê. En Hmm. ek is soos, "Ja, wat is dit? Hmm. Dis nie 'n redelike Nee, posisie wel te ek neem is nie." glad nie ek dink nie ek is pessimisties nie want ek dink Hmm. kyk Maar ek weet ek nie is of net nie negatief nie. ja, kyk ek weet nie of jy nou die dag Sondag het Koos Malang ook 'n artikel gehad in Netwerk 24. Het jy dit Hmm. gelees? Maar goed, hy praat daarvan Ek het dit gemis. Dis my reaksie is. Ek het dit gemis. ja, Ek lees hom soveel as wat ek kan, maar ja. Maar goed, daarin praat hy nou van die ANC wat in 'n neutedop retireer 'n bietjie want hulle hmm, voel op die oomblik nie sterk genoeg om Amerika en die Afrikaners en die boere, jy weet, die grondkwessie, om alles gelyk aan te vat nie. Hulle voel nie sterk genoeg nie en daarom retireer hulle se bietjie en hulle het nou die DA ja, ingebring. Maar sodra hulle weer hulle kragte opgebou het by die stembus en andersins, dan gaan hulle weer die revolusie begin dryf. En dit is Koos se argument. Ek weet nie of jy daarmee sou saamstem nie. ja, kyk ek en Koos het altyd hierdie standpunt gehad. Waar ek dink so hy praat van hierdie stelselmatige veranderinge. Mm, En hy sê okay, hierdie gebeur en dit is die tendense en so ja. voort. En ek sê kan dit ook sien, maar dit is nie iets wat net sommer gebeur nie. En wat die uitkomste is 'n produk van aktiewe keuses. So byvoorbeeld ons het nou hierdie instellings soos Afriforum Solidariteit en so voort. Nou sê maar net hulle verander niks en hulle hou aan net met wat hulle doen. Op 'n sekere stadium, die staat gaan die kans gee of die nood sien om die onteiening proses te versterk of ja, versnel of wat. En dan het ons probleme. Daar is 'n sekere draai wat ons moet nou maak. Daar's 'n Rubicon wat ons moet nou oortree in terme van instansies instellings bou of regering aanvat of mag en die okay, sal ek sê die grootste kwessies is op land en kapitaal. As jy die land en kapitaal kan konsolideer in sekere plekke in die land, dan bou jy jouself op tot die stadium waar jy 'n redelike nee kan gee teen die regering wat ook al hulle wil sê. Okay. Maar jy moet die besluite neem om daai proses te begin en volgens my is die beweging op die stadium waar hulle sê okay, um hulle is bereid om dit te doen, maar ek dink hulle huiwer omdat daar is groot risiko en ek dink dis 'n redelike standpunt om te neem. Maar op dieselfde tyd, ek dink die vrug gaan nie net in jou skoot val nie. Jy moet dit eintlik self pluk. Want daar's Mm, ander mense wat hierdie vrugte pluk en ek luister na Frans Cronje het 'n punt. So hy skets uit die toekoms in 'n manier wat nie eintlik baie lekker is nie. Want hy het 'n ander blik. Hy is 'n liberaal. Okay, so hy het 'n nie 'n linkse liberaal nie, maar 'n liberaal in elk geval.
En hy het die standpunt dat as Suid-Afrika se mag afwentel tot die plaaslik, dan wat sal gebeur is jy kry hierdie ryke mense wat hulle, estates en wat ook al bestuur, en daai is die enclaves wat gaan hou. Maar volgens my wat gebeur dan is jy kry wat jy sien in Kaapstad en ander plekke is die stukke van die regering wat enige funksie steeds het, en ek dink die funksie sal hou vir 'n baie lang tyd. Al is die ekonomie ingestort. Ek dink baie van die magte van die staat en die munisipaliteit gaan aanhou in baie streke van die land. So wat ek sien is belasting en wat ook al. Mense hulle en ook met landbestuur en soort van grondgrepings en daai goed. Wat gebeur is hulle laat toe dat hierdie mense die middelklas opeet van onder af. En dan kry jy ons kan terugtrek en terugtrek en terugtrek, en hierdie kry ek in nouer kringetjies. En die rykste van die rykste sal altyd ontasbaar wees. Maar hulle word selfs kleiner as hierdie proses aangaan. Right? So hulle kan 'n bietjie van hulle rykdom konsolideer in die proses, maar dit is 'n ontwortelde proses van afwenteling van mag. Dit gaan na bendes en dit gaan na oligarke en dit gaan na Ja, wel ons sien al klaar plaaslike hoe rykmense. ouens soort van vermoor word, Right. helder So oordag. wat ek wil sê is intussen tyd word die gemeenskappe van wat middelklas of werkende klas hulle word rond arbeidsklas, sorry. Die werkersklas is Arbeid goed. Ja. ja, dis net baie 'n anglisisme. So die Wat arbeidsklas is en die middelklas. werkersklas? Ja, arbeid. Ja, Ja. ja. Jy word rondgejaag oral op die kaart net om 'n soort van 'n bietjie veiligheid en 'n bietjie werk te kry. En volgens my is dit jy kan nie 'n gemeenskap hê as jy nie 'n bietjie wortels kan neerlê nie. En Verseker. Ja. Ja, ja, en dit is hoekom ek maar hierdie daai vraag vra, keuse het ons volgens gemeenskaplike wortels of nee, jy maar weet, dis die ding. Jy kan dit kry. Mense kan dit kry, maar dit daar moet 'n georganiseerde keuse en besluite en plan daar wees om hierdie dinge te bereik. Anderste gaan dit net 'n funksie van die mark wees, en die mark bevat ook gewelddadige elemente. Dit is wat al die liberale ekonomiste en die libertarians nie in ag neem nie, is dat bendes is ook deel van die ekonomie. En die risiko van die gebruik van gewelddaad is ook deel van 'n mark. En idees is ook deel van 'n mark. En al hierdie goed word elke ding van onder elke een van hierdie kategorieë het 'n prys. Maar hulle wil kyk net na hierdie deel van hoe werk 'n mark waar jy 'n soort van waar jy al die onredelike elemente uit kan sluit. En 'n soort van ja, maar die beskawing is onredelik. So die samelewing is onredelik. Maar wat ek wil sê is daar kom 'n punt en dit gaan baie binnekort op ons neerdal waar ons moet 'n keuse maak of ons gaan land en kapitaal konsolideer om gemeenskappe voor te berei vir die onvermydelike afwenteling van mag wat gaan gebeur, of gaan ons dit net sommer toelaat en dan val dit in die hande van bende en oligarke en besighede wat geen interesse in die langtermyn funksionering van jou gemeenskap het. So dit is nou die vraag, en dit nou word baie swaar. wel ou Want gee die skools, jy weet ek verwys nou weer na kyk hy het 'n ander boek, daar's 'n ander boek van hom wat ek gelees het, 'n swart Suid-Afrika of vraagteken wat in 1962 verskyn het, en hy het toe al voorsien dat Suid-Afrika heeltemal net 'n swart Afrika land sou word. ja, En maar dis en nie sy ja. oplossing vir die probleem was
en hy het geen geloof gehad in apartheid en dat dat die staat hom deur wetgewing kon handhaaf nie. En hy het gesê die enigste oplossing is partisie. Daar moet 'n geografiese partisie, 'n geografiese Mm. afskeiding in Oeh, Suid-Afrika plaasvind. dis 'n interessante punt. Ek dink ek het dit uit hierdie boek iewers naby. Um, let me see. Let me see. Let me see my shelf. Pringles Fire. Where do you go? Um, Goed, maar Gerrie Skols, hy het natuurlik hy was 'n stemroepende in die woestyn destyds alhoewel hy 'n baie goeie vriend was van Verwoerd. Ek dink Verwoerd wou 'n meer gematigde soort ja. afskeidingsbeleid gevolg het, tuislandbeleid en alles wat daarmee saamhang. En hy het nie kans gesien Alright. vir Gerrie Skols se radikale partisie nie. Nou so, watter jaar het hy dit geskryf? Wel kyk, hy het dit al vroeg geskryf, maar ek dink al in die 50er en vroeë 60er jare. Wel Dis die boek oor 'n interessant want swart okay, so hierdie Suid-Afrika is was 1962, maar ek dink hy het al baie vroeg ingesien dat slegs partisie ons kan red. ja nee, dis baie interessant so ek het ek het 'n paar boeke deur Arthur Kippel Jones. O, ja, Arthur Keppel Ja. Jones. So Ja, ja, ek sien hier en ja. daar word hy weer genoem en so. Wait, let Um me see if I can get this in the screen o there. ja, So dit is sy plan vir Suid-Afrika van 19 7 1947. ja. O, En dat dit die is land moet. fantasties. O, okay. Ek het nie geweet hy het ook so 'n plan. Ek weet nie, kyk, hy het mos hierdie Ja, die ja, dit die roman hele ding geskryf is dit When Smuts maar Goes. verstaan jy hy noem dit die federale plan. Ja. So hy sê met al hierdie soort van daar's Albany vir die Engelses, daar's Transkei vir die Khoisas, daar's Natal vir die Engelse Engels en Afrikaner en jy het Zululand vir die Zulus, Inanda vir die Indiërs, like daar's hierdie stukke van die land waar jy kan sê okay, maar hier is nou 'n tuisland vir almal. En I mean dis baie interessant. Dis baie interessant nou. Maar ek dink maar dan sê jy okay, maar nou moet ons federaliseer en met al hierdie lande en dan gee ons you gave everyone equal rights but you give enormous amounts of local devolution of power, and sort of like a Swiss canton system. Ja. Maar ek dink dis ook onrealisties. Hoekom sê jy so? Ja, want hoe sou jy dit so vashou? I mean dit sou kon werk op 'n stadium. Miskien as hulle dit onmiddellik, jy weet, probeer gedoen het, maar Ja, wel ehm die demografie destyds in 1947 het natuurlik baie anders as nou gelyk. En jy weet op dit's daardie waar, dis stadium dink waar. ek was die blanke bevolking nog 30% van die land. Daar was ek dink hier in 47 of 48 was Nee, daar 30% was dit in 1911. Ek dink dit was 'n bietjie minder op daai stadium. goed, maar dit was Maar miskien nogtans 20 ja, 25% 20, miskien. ja, 25 daar rond. Maar daar was 'n kongres in Stellenbosch in 47 of 48 oor die demografie Mm. van die land en toe het Jan Sadie wat destyds 'n ekonoom was aan die Universiteit van Stellenbosch het hy opgestaan Mm. en gesê in die jaar 2000 gaan daar 20 miljoen swartes in Suid-Afrika wees. En die mense het gedink dit is eenvoudig ongelooflik. Dit sal nooit gebeur nie. Jy weet dit was net vir hulle so uh jy Ja, weet mense wil nie so 'n lawwe nou, gedagte dat niemand dit maar ernstig dis die wou ding, opneem nie en mense hy het wil die nie hierdie syfers dinge. gehad. Maar dis die ding. Die mense wil hierdie dinge nie in ag neem nie. Hulle wil nie bereken. Okay, hulle wil nie dit reken nie want ek sê dieselfde dit gaan vir die hedendagse instellings oral. Is daar bitter min mense wat wil wie wiskunde doen op enige vraag nie. Okay. Want maak nie saak of dit oor
jy weet, bevolking gaan of finansiële syfers uit die tesorie nie of wat. En kyk na Dawie Rood. Almal luister na Dawie Rood. O, baie interessant meneer Rood. Okay, nou kan ons vergeet. Mm, En dis soos hy praat baie beskaafd, maar wat hy eintlik nou noem as jy na hulle luister is okay, die land gaan ineenstort in minder dan 10 jare en niemand het 'n plan nie. Niemand het 'n plan nie. En dis soos okay, maar wat? Wat nou? You know? Daar's there's an absence of seriousness about how we talk about politics. And the funnier thing is die grootste boek wat o, wat ek is Jones daai die geskryf boek, het. is daai Friends of Foes die boek waarin dit voorkom? Hierdie kaart of is dit 'n ander een? Ja, dis van Friends of Foes. Daar's 'n ander boek wat hy geskryf het wat eintlik baie belangrik is. Ek dink is iewers hier op my leesnaam. Ja. Maar Ek gaan nie gaan soek nie, maar ek daar's dink maar When okay, Smuts ja. Goes. Ja, ek het He dit gelees, opens ja. Yeah, but the introduction is actually kind of the most important part to me because okay, met alles voorsien in in broad strokes, he saw a lot of what was coming in 1947 already. Ja. But he tunes like in the opening paragraph or so, he says that the political dialogue in South Africa is characterized first and foremost by its unreality. Okay. Ja. And he says, Maar goed. everyone says, alles sal regkom and it can't happen here and môre is nog Mm, 'n dag. okay. And it doesn't matter what you're talking about, any kind of problem, no one wants to really discuss it. To some extent, it's true of other countries, but South Maar goed, Africa ons het nou al is, darm iets in gemeen want jy lees ou boeke yeah, en ek lees ook ou boeke. Want die net, feit yeah, van die saak, die probleem het nie verander nie. Die probleem is al honderde jare dieselfde. En dit nee, is ek dink net die probleem het heeltemal verander want die probleem in die hede is hoe kan ons mag bou? Ons het nie mag nie. Die probleem in die ou dae was um hoe moet ons mag gebruik om so dis 'n heeltemal ander vraag. En die ding is terwyl jy mag het, jy wil sê nee man, alles sal okay wees. En as jy nie mag het nie, dan sê jy ag, wat kan ons maar doen? En dis pateties want dis wat mense dis and that's how people are and ja, maar it die frustrates gegewe me. is kyk daar was natuurlik 'n magsomwenteling, 'n revolusie in 1994 wat natuurlik ook om bepaalde redes plaasgevind het en dit is nie dis van uit die No, it was a buiteland wat dit resignation. It was ja, a it was okay. a it was a scheduled resignation. I mean, Ja, maar Forster het begin Forster die program begin in 1977 om die hele stelsel te ontdoen. Okay? Niemand het sy hand geskit daaroor nie want hy was in elk geval Nazi simpatis en al daai goed. Maar hy het dit begin. Hy het besluit nee, okay, hierdie hele apartheid ding, hy's klaar, ons gaan begin ontdoen en in 'n paar jare gaan hy oorwees. En dit hierdie besluit was geneem sonder om met enigiemand te praat. Dit sit nie in die dit sit nie in meeste geskiedenisboeke nie. Dis soort van maar as jy lees, jy gaan kyk okay, wat daar was 'n besluit gemaak in 1977 nadat hy 'n paar maande tevore met Henry Kissinger gepraat het en Kissinger het gesê kyk, dis oor. Dis oor. Okay, you're going to embargo Rhodesia. You're going to start dismantling the color bar and generating and liberalizing and all of this kind of stuff. And it maar happened. presies, dit And het uit die gradually but buiteland surely gekom. As everything dit is. van Foster self afgehang het, sy waarskynlik nooit daai besluit geneem het nie. Yeah, well, he wasn't exactly the most creative thinker, was he? Hmm. But be that as it may, it's sort of this thing of history is decided by forces. No one has any. I mean, like, do you think any black or white South African in 1976 had any idea that their future had just been decided for them by a closed door meeting between two men?
Nee, waarskynlik nie. Do you En think dit that is any of them presies even realize? maar dit is ook hoekom daar 'n Oh, ordentlike geskiedenis van Suid-Afrika geskryf moet word, want al hierdie goed, jy weet, mense kyk net na dinge wat in die media geskryf is en sulke tipe goed. Jy weet, uh die ou nuus van gister se koerante, dit word die geskiedenis van vandag. Maar dis nie hoe dit gewerk het nie. Daar was soveel faktore te sprake en hierdie goed soos waarvan jy nou praat, jy weet hierdie soort komplotte wat gesmee is. En maar is by nie alleen komplotte nie. Ek dink dis 'n nagevolg van Amerika se strategie teenoor China en Rusland. Want so ek het daar's 'n CIA dokument van 1977 of ek dink 'n bietjie tevore. Ehm en hulle het gesê, okay, ons het agtergekom in die 1971 5 jaar plan van die Sowjetunie dat hulle het hulle kapasiteit met olieproduksie bereik en dat hulle kan nie meer groei nie. oh ja. En Okay. en dan Wel, maak hulle 'n paar besluite. En toe hulle oop handel oopmaak met China, China hou op met hulle goudbelastingstrategie en dan and then you watch the gross fixed capital formation trend in South Africa and China, which had been perfectly correlated for 15, 20 years, just part. okay. Wel op daardie So noot, it's ons het entirely it, I ongelukkig mean, this is nou what I'm seeing. ja, ons is ongelukkig You know? ons tyd het nou verstreke geraak, maar ek wil ek dink ons moet hier gesprek voortsit, miskien 'n tweede en selfs 'n derde keer of wat ook al. As jy tot hier gekyk het, baie dankie. Teken in op die kanaal en koop gerus 'n boek en dan volgende keer maak ons weer so. Dankie. Okay. Totsiens. Cheers.